Goeiemôre vriende en baie welkom by vanoggend se erediens. Wat 'n wonderlike voorreg om almal van julle vandag hier te kan verwelkom en ek hoop dat jy vandag die teenwoordigheid van die Here sal ervaar daar waar jy ook vandag na hierdie diens luister. Ons gaan net so 'n oomblik stil raak, dan gaan ek ook vir ons die foto in die seën uitspreek. God sê, laat almal oor julle wêreld na my toe kom, dat ek julle kan bevry. Daar is mos nie 'n ander God wat dit vir julle kan doen nie. Die goedheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus, ons Verlosser, is ook by jou. Amen. Broers en susters, hier waar ons vandag by mekaar is dit so wonderlike voorreg om dit saam met medegelowiges ook te kan doen. En ons kan maar nie anderste as om vandag ook te erken, dat ons nie hier sou gewees het as dit nie vir God self was nie. God het ons uit sy genade hiernatoe genooi om sy eregaste te wees en by hom aan tafel te kom sit sodat hy ons kan bedien. En vandag, broers en susters, terwyl ons ook besig is met hierdie kinderdiens, kan ons mos nie anderste as om vir Jesus ook te gaan sê dat ons maar klein en nietige kindertjies is wat maar eintlik net sy raad as 'n goeie vader nodig het. Kom ons raak so oomblik stil en dan gaan ons elkeen ook ons skuld vir die Here bely. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die liefde. Dankie dat U na ons as kindertjies kyk, as U kinders, Heer, en dat U vir ons so wonderlik lief is. Dankie dat U altyd U liefde in oorvloed met ons deel, en dat ons vandag kan aansit by U tafel, en ook kan geniet wat U vir ons kom voorsit. Ons vra, Heer, dat U die Bybel vir ons sal oopbreek, dat ons vandag daaruit gevoed kan word met U genade, en met U troos, en met U liefde. Heer, dat ons vandag hier sal leer, wat ons kan wegneem saam met ons, en wat ons huis toe kan vat, en wat ons dan oral kan gaan uitdeel met mense daar buite. Amen. Baie welkom aan al die kinders wat vandag ook deel is van hierdie diens, en ek hoop dat julle ook sommer vandag hierdie boodskap baie sal geniet. Ek wil begin en vir jou vra, wanneer laas het jy jou veters vasgemaak gereed om 'n bietjie te gaan draf? Wanneer laas het jy dit gedoen sodat jy op die ou end gereed kan wees vir daardie groot wedstryd wat jy gaan speel? Of dit nou is vir rugby of cricket of netbal, hockey, vir muurbal, vir watter sport jy ook al aan deelneem, vir atletiek ook, of om net te gaan draf. Jy het altyd daai bietjie voorbereiding nodig, nê? En die voorbereiding, as ons nou eerlik is met mekaar, dit is ons nie altyd so lekker nie, nê? Dit is harde werk, en dit is baie sweet en pyn, dikwels, nê? Maar, as ons by daardie wedloop wil aantree, dan is dit wat nodig is, sodat ons kan wegspring en vinnig uit die blokke uit kan kom. Net so ook, hou jy dalk baie daarvan om rugby te speel en so, maar voordat ons ewen op daardie veld draf, is dit belangrik dat ons lywe gereed maak vir die game, nê? En jy weet dat die oefening verskriklik hard is. Jy moet so hard oefen as wat jy kan, want die idee is dat wanneer jy oefen, jy jouself voorberei vir daardie wedstryd. En jy oefen gewoonlik harder as wat jy dink die wedstryd sal wees, sodat jy gereed sal wees vir enige onvoorsiene omstandighede. Net so gaan dit met baie sweet gepaard, nee? Kyk net hoe lekker is hierdie ou se gesig in sweet uitgeslaan. Of as ons 'n bietjie anders daarna kyk, moet ons ook partykeer deur die voorbereiding gaan voordat ons 'n eksamen sal kan skryf, nê? En partykeer voel dit miskien vir jou so bietjie asof jy al hierdie boeke is wat hierdie meisie doen op jou kop moet dra en jy moet probeer om daai kennis in jou kop in te pas, wat nie altyd so maklik is nie, nê?
Maar die oomblik as ons dit doen, dan is ons besig om onsself voor te berei vir wat mag kom. Net soos wat hierdie atlete en sportmanne moes hard oefen om hulle self reg te kry vir daardie groot wedstryd waaraan hulle gaan deel moet neem, daardie groot wedloop. Net so moet ons dit ook doen voordat ons gaan eksamen skryf, nee. En die oomblik as jy weet, jy het genoeg voorberei om in die eksamen te gaan sit en die eksamen te skryf, dan voel jy sommer baie, baie beter oor jouself. Die eksamen self is ook nie altyd lekker nie. Daardie wedloop, daardie wedstryd wat ek speel, is partykeer klip hard, nee. Maar ek weet, dat as ek einduit volhou en speel, dan weet ek, daar is vir my 'n prys wat wag aan die ander kant, nee. Nou, daar is iemand met die naam Paulus, en ek dink julle het dalk al van hom gehoor. Hy was eers Saulus gewees, maar nadat hy vir Jesus ontmoet het sy naam verander na Paulus, en hy was een van die bekendste disippels in die Nuwe Testament. Hy skryf 7 autentieke briewe, waarvan nog 5 aan hom toegeskryf word, as ek nou reg kan onthou in die oomblik, en dan, wanneer hy tot bekering kom, gaan hy deur die wêreld en vertel oral die evangelie. Hy was op 3 sendingreise gewees, en hy het sommer met 'n ou klein bootjie baie keer oor die see gevaar, wat baie rof was. Maar, hy het dit alles gedoen, omdat hy in Jesus Christus geglo het. Hy het dit alles gedoen, omdat hy geweet het, dat elke stukkie lyding, elke stukkie seerkry, elke stukkie moeilikheid wat hy op sy pad ervaar het, die moeite werd sal wees. En hy gebruik elke oomblik om die evangelie te verkondig aan mense. Maar kom ons lees eers 'n bietjie van Paulus wat hy skryf in Filippense 1 vers 27 tot 30. Ons lees uit Filippense 1 vers 27 tot 30. Paulus skryf daar vir die mense in Filippi: Gedra julle altyd so, dat julle advertensie vir Christus is. Daarmee moet julle regtig moeite doen. Ek wil net goeie dinge van julle hoor, of ek nou na julle toe kom of nie. Ek wil hoor dat julle soos een man saam staan en alles doen, om ander mense te oortuig dat die goeie boodskap regtig goed is. Moenie dat die ander wat van julle verskil, julle senuagtig of bang maak nie. Die feit dat julle nie sommer weghardloop nie, sal vir hulle wys dat hulle op die verkeerde pad en julle op die regte pad is. Julle pad loop na God toe. Hy is die een wat julle red, omdat julle in Christus glo. Ons het dit nie verdien nie, maar God het dit ter wille van Christus vir ons gedoen. Daarom is dit nie te veel gevra om ter wille van Christus ook swaar te kry nie. Kyk maar na my. Ek is nie al een wat ter wille van Jesus swaar kry nie. Ek en julle stap sy aan sy as Christene, en daarom lê daar soms ook vir julle 'n moeilike opdraande pad voor. Sjoe, ek dink julle sal met my saamstem dat hierdie oom Paulus nogal baie goed geskryf het, nee. En dit wat hy sê is so mooi. Want weet julle waar Paulus is toe hy hierdie brief geskryf het? Hy was in Rome en hy was waarskynlik onder huisarrest gewees. Nou, huisarrest beteken basies dat hy in die tronk was, maar dat hy eintlik by die huisgevangene was, né? So, hy was dalk nie heeltemal in 'n tronk nie, alhoewel hy wel later in 'n tronk sou gewees het. En as ons dink aan 'n tronk, dan kry ons allerlei beelde van mense wat verskriklik swaar kry onder die omstandighede van die tronk. In die antieke tye sou mense nogal soos in hierdie prentjie ook vasgeboei gewees het aan hulle voete, sodat hulle die minimum beweging sou kon uitvoer. Maar oom Paulus, as hy in die tronk sit, beteken dit nie vir hom dat dit die einde van sy verhaal is nie. Oom Paulus, wanneer hy in die tronk is, lees hy iets anderste in daai situasie. Ons lees byvoorbeeld van hom, waar hy in Handelinge 16 vertel word hoe Paulus, wanneer hy in die tronk is, saam met Silas,
dat hierdie twee manne begin het om lofliedere te sing. En dan gebeur daar iets wonderliks, want daar kom 'n verskriklike aardbewing en die tronk se deure waai oop, maar terwyl almal anders te probeer wegkom het Paulus en Silas net daar bly sit, want het hulle gesê, die arme tronkbewaarder sou dan verseker sy lewe verloor het. En net daar en dan, wanneer hierdie tronkbewaarder na Paulus en Silas kyk en sien hoe hulle reageer, dan kom hy ook tot bekering saam met sy hele gesin. Nou bekering beteken dat hulle met ander woorde hulle lewe vir Jesus gegee het. En hoe wonderlik is dit nie, want wat doen Paulus anderste? Paulus besef dat hy nie 'n burger van hierdie wêreld is nie, maar dat hy 'n burger van God se koninkryk is. En hierdie mense in Filippi, aan wie Paulus hierdie gedeelte in Filippense 1 vers 27 tot 30 skryf, is juis so trots op hulle Romeinse burgerskap. Hulle was so trots daarop dat hulle alles gedoen het wat die Romeinse ryk van hulle gevra het. Maar hier is 'n groepie Christene onder hierdie mense met Romeinse burgerskap in Filippi, wat dan besef het dat dit belangriker is om 'n burger van die koninkryk van God te wees. Met ander woorde, hulle is nie net 'n lid van hierdie samelewing waarin hulle is nie, maar iets wat vir hulle veel belangriker is dat hulle deel van die koninkryk van God moet wees. En Paulus skryf aan hierdie gemeente en hy sê vir hulle, weet julle wat? Julle moet onthou, dit is altyd die belangrikste. Julle burgerskap van die koninkryk van God is baie belangriker as wat julle burgerskap is van hierdie Romeinse ryk. Hierdie einste Romeinse ryk wat eintlik tog partykeer so onregverdig opgetree het. En weet julle wat? Paulus skryf vir hulle en hulle moes iets verstaan het van wat dit beteken om ook te ly. Want hulle het baie seer gekry omdat hulle in Jesus Christus glo. As 'n Romeinse burger, as jy nie dieselfde gode gedien het as al hierdie Romeinse mense nie, dan was jy 'n verraaier gewees. Dan was jy iemand gewees wat ontrou was aan jou Romeinse burgerskap. En daarom sou dit vir hulle baie gekos het om vir Jesus te bely het. Want hulle het vir Jesus bely ten koste van hulle self. Met ander woorde, as hulle vir Jesus in die openbaar bely het, sou hulle baie daarvoor moes ly. Hulle sou baie seer gekry het. Hulle was vervolg gewees. Hulle was beledig gewees. Hulle was sleg gesê gewees. Hulle wat hulle self as goeie landsburgers wou sien, is uitgekruid as sondaars en oortreders en is sleg behandel as gevolg van die feit dat hulle vir Jesus liefgehad het. En 'n mens, ek weet nie of julle al gehoor het nie, maar julle ouers het seker al gesê, die lewe is so hard soos 'n jawbreaker, nê? Julle weet wat daai jawbreakers is, nê? 'n lekker suig sweetie wat jy so suig en daar's verskillende kleure soos wat jy om suig, nê? En dan sê hulle, dis hard. Dit is mos kliphard daai sweet, nê? Maar dis lekker. Maar ek wil amper so ver gaan as om te sê, partykeer is die lewe meer soos 'n fireball, nê? En as jy daai fireball in jou mond sit, dan brand dit die rook uit jou uit, nê? En aanvanklik is dit nie altyd so lekker nie, want hy brand jou so seer, dat jy net eintlik daardie fireball wil uitspoeg. Maar, omdat jy weet wat om te verwag, omdat jy weet wat aan die binnekant van hierdie fireball is, hou mens aan om deur daai pyn te gaan, nê? Hou mens aan om in daardie fireball te suig, totdat jy uiteindelik by die lekker, sagte gedeelte in die middel uitkom. 'n Lekker chappie waarin jy kan kou, wat sommer baie soet is, en al daai brand wat jy moes deurgaan, die moeite werd gemaak het, nê? Net so ook is dit, as jy 'n suurwurm eet, nê? Het jy al geproe daai suurwurms? Party van hulle is verskriklik suur.
Maar as jy eers verby die suur kom, dan is daar daai lekker soet gedeelte in die middel, wat jy sommer lekker aan kou, en jy dink by jouself, dit was baie suur, maar dit was nie moeite werd. En so wil ek dit gebruik as 'n voorbeeld om te sê wat Paulus in hierdie gedeelte in Filippense 1 vers 27 tot 30 vir die mense wou sê. Want hy sê vir hulle, weet julle wat? Eintlik is dit vir my nie so sleg om te ly nie. Want om te ly vir Christus beteken vir Paulus om te lewe. Met ander woorde, dit maak nie regtig vir hom saak of hy lewe of sterf nie, want hy weet waar sy lewe gaan eindig. En dit eindig in die koninkryk van God. En nou wil hy dit vir hierdie mense ook sê, nee, kom ons lees het gou weer bietjie daar. Daarom sê hy vir hulle, hoor, gedraai hulle altyd so, dat julle advertensie vir Christus is. Daarmee moet julle regtig moeite doen. Ek wil net goeie dinge van julle hoor, of ek nou na julle toe kom of nie. Ek wil hoor dat julle soos een man saam staan en alles doen om ander mense te oortuig, dat die goeie boodskap regtig goed is. So, Paulus is besig om hierdie mense aan te moedig, om aan te hou met die goeie dinge, selfs al is dit vir hulle teen 'n prys. Al moet hulle die beledigings van ander mense verduur. Al beteken dit dat hulle gaan seer kry en swaar kry, wil hy vir hulle sê, nee, gedra julle altyd so, dat julle 'n advertensie vir Jesus Christus is. En hoekom moet hulle so 'n advertensie vir Christus wees? Want, wat julle anders te maak, is dat julle nie sommer weghardloop van Jesus Christus af nie, maar dat julle op die regte pad bly. En omdat julle op die regte pad loop en nie wegvlug nie, sien ander mense dit raak. Hulle sien die lyding wat julle deur moes gaan. En hulle sien hoeveel seer julle kry vir Jesus Christus. En daarom word hulle oortuig daarvan dat julle die regte pad gekies het. Nee, so, kom ons weer bietjie terug na ons voorbeelde van die fireball en die suurwurm, nee. Want wat Paulus vir hulle sê is, hoorie, verduur maar daar die bietjie pyn. Verduur maar daar die bietjie swaar kry, want as julle aanhou, dan gaan mense en julle sien dat julle op die regte pad is. En hulle gaan wonder, maar hoekom sal hulle deur al hierdie pyn en lyding en swaar kry gaan, as hulle dan verkeerd is? As hulle dan so sleg is, hoekom sal hulle deur al hierdie pyn en seer kry en swaar kry terwille van Jesus Christus gaan? En dan sal hulle begin besef, maar daar is iets daarin. Hulle weet wat die prys aan die ander kant is, nee. Hulle weet dat Jesus Christus se koninkryk is, soos hierdie lekker chappie in die fireball, of daardie soet sweet wat ons kry nadat ons daardie suurwurm gesuig het, nee. Dit is uit hierdie wêreld. Dis die beste wat nog kom. Die beste is nog vir elkeen van ons op pad. En weet julle wat? Vandag moet ons hierdie verhaal ook hoor, en hoor hoe Paulus ook vir ons in ons tyd sê, weet julle wat? Al die voorbereiding wat julle moet doen, al die oefening wat julle moet doen om 'n wedstryd goed te gaan speel, al die oefening wat julle moet doen om goed te kan doen in 'n eksamen, al die harde werk wat jy insit om goeie resultate te kry wanneer jy 'n instrument begin leer speel, of wanneer jy iets nuuts leer, is op die ou end die moeite werd. Want as jy deurdruk, weet jy wat die prys gaan wees. As jy hard werk, dan gaan jy 'n eerste plek kry. Gaan jy die wedstryd wen? Gaan jy goeie punte in die eksamen kry? Gaan jy 'n instrument so kan speel dat jy miskien eendag dalk 'n loopbaan kan maak van jou musiek, nee? En so, as ons terwille van Jesus altyd ons beste gee en die goeie dinge in die lewe doen, is daar ook vir ons 'n prys. Paulus sê in sy brief aan die mense van Filippi, sê hy dat die prys wat ons sal behaal, is die koninkryk van God. Dit is die hemele,
om eendag saam met Jesus te regeer as sy medeburgers. Ons is burgers van die koninkryk van God, en omdat ons in daardie koninkryk heel eers te leef, maak dit nie vir ons saak hoeveel seer ons kry en hoeveel pyn ons moet verduur nie. Ons vat dit, want ons weet wat is die prys. Jesus het sy kruis vir ons gegee, sodat ons nog die beste wat kom kan beleef. Die beste kom nog. Ja, dinge is nie altyd so maklik nie. Ja, daar is tye wat ek gaan wil opgee. En in daai tye wat jy wil opgee, en jou tekkies gaan bære, en jou boeke wil wegsit, en sommer net wil opgee op die lewe, en sê ek kan nie meer nie, en moedeloos word, moet jy laat mama en papa, en die mense by die kerk, jou herinner daaraan, dat jy 'n burger is van die koninkryk van God. En jy weet wat wag. En gee jou bes, want jy weet die beste kom nog. Net soos wat jy daardie fireball moet suig om by die beste gedeelte uit te kom, net so is dit partykeer nodig dat ek en jy deur die moeilike tye moet gaan, sodat ons op die ou end by die koninkryk van God kan uitkom. Ons gaan daardeur, want dis wat die lewe na ons kant toe gooi, maar dit gaan ons nie moedeloos maak nie, dit gaan ons nie mismoedig nie, ons gaan net sê, weet jy wat, maak die saakie, ek sal al hierdie pyn en lyding verduur, want as ek in die middel van alles nog vir Jesus kan bely, en 'n goeie advertensie deur my gedrag vir Jesus Christus kan wees, gaan ook ander mense tot bekering kom, gaan ook ander mense deel word van die koninkryk van God. En ons wil hê, die hele wêreld moet deel word van die koninkryk van God. Maar die beste kom nog vir ons almal, daardie dag, wanneer Jesus Christus terugkom, en ons in 'n ewigheid saam met hom sal regeer. Is dit nie wonderlik nie, maats? Is dit nie wonderlik, dat God ook so vir ons 'n manier gee, om deur die seer kry, deur die swaar kry te werk, en te sê, weet jy wat, dit gaan my nie faze nie, dit gaan my nie afsit nie, ek gaan nie ophou nie, ek gaan aanhou, want ek weet wat die groot prys is. Die prys is om in ewigheid saam met God te regeer. Om 'n burger van God se koninkryk te wees, beteken die beste kom nog. Die beste gedeelte kom nog, en ons sal hard werk, totdat ons daardie dag beleef, sodat ook ander mense tot geloof kan kom. Ander mense ook deel van God se koninkryk kan word. En mag Jesus jou en my help om altyd moed te hou, altyd vreugde te behou, hard te werk en ons beste te gee, en altyd ons so te gedra dat ons 'n goeie advertensie van Jesus Christus is. Amen. Terwyl ons so bly sit, kom ons bid saam. Here Jesus, hoe wonderlik is dit vandag om te kan sê dat ons u kind is. Dankie Here dat ons 'n burger is van u koninkryk. 'n Koninkryk wat heeltemal anders is as die res van die wêreld se koninkryke. By u is daar rus, by u is daar vrede. Here, by u weet ons dat ons in 'n ewigheid saam met u sal regeer. En dankie dat u ons so seën. Help ons nou om deur die moeilike tye altyd moed te hou. Help ons nou om metafories gesproke aan te hou, bly, werk en deur lyding gaan, en metafories gesproke deur daai warmte van die fireball te gaan, Heer, sodat ons uiteindelik die prys kan behaal, u koninkryk, Heer. Dankie Here vir elke liewe kind, elke ouer wat vandag na hierdie diens geluister het. Seën hulle Here en wil U gee dat elkeen van hulle sal weet, U is ongelooflik lief vir hulle en hulle is deel van U koninkryk en daarom kan hulle verseker weet dat hulle eendag U koninkryk sal binnegaan. Amen.
Broers en susters, ons is nou amper aan die einde van ons erediens en ek wil vir elkeen van julle 'n baie mooi en geseënde week toewens en mag die Here ook vir elkeen van julle help om deur hierdie week moed te hou en aan te hou en met blydskap elke taak aan te pak, want ons weet wat die groot prys is, die koninkryk van God. Kom ons ontvang nou ook die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees nou met jou wees. Amen. Broers en susters, ek herinner julle net daaraan dat ons ook as twee gemeentes saamwerk, dis die hervormde gemeente Oos-London en dan die NG gemeente Noon. En jy kan ons bediening ondersteun deur 'n bydrae te maak by een van hierdie twee gemeentes, of jy kan by die rekeninge, of jy kan die skakels onder aan hierdie YouTube video gebruik om ook 'n bydrae te maak. Ek wil vir elkeen van julle dan 'n mooi week toewens. Mag die Here julle seën en mag sy liefde en genade altyd by julle bly. Bly gerus ingeskakel vir 'n paar afkondigings wat nou gaan flits. He touched my lips and made me whole, exchanged my heart of stone for one of flesh and blood.